Ag my Vader in die hemel, dankie Vader vir U. Dankie Here dat ons saamkom om gestig te word, om net meer van U te kry, Here. Ons soek meer, ons soek U liefde, Here, ons soek U aanvaarding, ons soek dinge baie keer wat al klaar gegewe is, Here, maar deur gebrek van kennis staan ons altyd net buitekant. Vader, en ek bid vandag, Here, maak U woord oop. Ek bid, Vader, vir 'n salwing van om lering te kan gee, Vader. U weet, dis nie my sterkpunt nie, Vader, maar my hart breek, Vader. Kom hierdie geheimenis, Vader, van wie U is vir ons kan uitdra. Ek bid, Vader, vandag, maak U woord oop. Ag Here, dat U liefde op ons harte kan skryf, in Jesus naam. Amen. Amen. Is my voorreg om hier te staan al, is dit seker die laaste plek wat ek so gekies het om te wees. En ek lees vanaf Romeine 5 vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die liefde van die Here word uitgestort deur die Heilige Gees. En ek wil vir julle net gou vat, ek praat oor die liefde van die Here. Ek en Liesel het maandag, toe sit ons in, sy is baie 'n teacher, en ek word gereeld, nie net deur haar nie, maar uitgewys, maar ek is nie 'n goeie leraar nie. Leraar is 'n teacher, daar's verskillende salwings wat jy het in die Here. In Efesiërs 4 staan daar's apostels, daar's profete, daar's evangeliste, en daar's daar teachers, en dan's daar pastors. Ek's 'n pastoor. Dis my gawe, my hart breek, ek is lief vir mense, ek sal ure sit in counsel. Dit is vir my die lekkerste om die woord so oop te breek op 'n praktiese vlak, maar daar's ook 'n vereiste vir my as 'n ouderling om te kan leer. Ons het gesels oor liefde, en vir my liefde is, daar's 'n plek van, en wat baie kerke doen is, hulle wil vir jou blootstel aan die liefde van die Here. Want ons weet, dit is wat jy nodig het. Dit is actually die dryfveer van ons hele verhouding, is tog liefde, is daai plek van, wow, ek is raad gesien, ek is geliefd, ek is wie ek is. Daar's 'n plekkie van, wow, en baie keer kry jy dit uit die worship. Vandag se worship is amazing, jy kry hierdie sens van, wow, ek belong. Ek voel net so een, daar's goosebumps van, ons kry goosebumps, en jy voel, wow, Here, dit is so lekker om in jou teenwoordigheid te wees, en maar tog as jy uitstap, en wanneer die emosies en die gevoelens verander, dan voel jy nie meer geliefd nie, jy voel nie meer of jy deel is nie, en jy staan nou weer op jou eie. Maar ek wil net vandag duidelikheid gee, weet, hoe die liefde van die Here werk. Weet jy, ons het 'n gebrek aan kennis, ons het 'n gebrek om te verstaan, hoe werk die Here se liefde? Dis hoekom ons twyfel daarin. Dit is hoekom ons baie keer onseker is in dit wat ek doen. Is dit reg of is dit nie reg nie? En ek wil net vandag net so duidelikheid bring en 'n paar eenvoudige punte vir ons uitlig van liefde. Wat sê die Here oor liefde? En die 4 punte wat ek wil uitlig is, die eerste een is daar onder punt A, daar moet 'n rede wees. Daar moet 'n rede, 'n behoefte wees by jou om vir liefde. Tweede ene is, dit moet vir jou wees. Weet jy kan liefde wees, die oomblik wat dit nie vir jou is nie, is dit vir iemand anders. Dit is so eenvoudig, daar's swart of wit. Jy kan nie liefde kry vir iemand anders nie. Jy kan nie in die plek staan, intercede, ek vat nou die liefde vir iemand anders, en hoop hulle gaan dit vat nie. Nee, liefde word nie op jou afgedwing nie, liefde is vir jou, jy moet dit wil hê. Amen. En die derde punt is, jy moet betrokke wees. En as jy betrokke is, dan raak dit joune. Jy moet betrokke wees, en dan het om liefde om aan te gaan, jy moet dit kan teruggee. Daar moet 'n uitvloei wees, anders is dit net 'n eenparty. Die Here is 'n covenant God, en hy het hierdie covenant met homself gemaak, toe hy vir Abraham gesê het, weet jy, ek is jou God. Hoekom? Want hy kon dit nie met jou maak nie, so al is jy nie lief vir hom nie, hy bly lief vir jou. Ek leer vir Boeta, sy klein sussie gee vir hom gas. En nou weet ek mos, dit is maar om aandag te kry. Dan sê ek vir haar, sê net vir haar, jy's lief vir haar. En amazing hoe sy crumble. 'n Klein Stefanetjie, as Boeta sê, net, sy lelik met hom, jy kan sien, dit soek nou vir moeilikheid. En Boetaatjie, hy sê net vir haar, ek is lief vir jou. En dan crumble hierdie klein 3-jarige en sê, wow, ek is lief vir jou ook, Boeta. Want dit soek aandag, dit soek involvement, dit soek
ander party. Amen. Ek het op Facebook geskryf, asseblief word deel van Facebook, vir ons akkerklomp. Weet jy, dit is vir my 'n blogpage, dit is waar ons gevoelens kan deel. En ek het daarop geskryf en ek sê, weet jy, liefde, en ek het dit deurdink, en dit is vir my altyd die moeilikste om my eie hart te kan openbaar, want dis woorde en mans, weet, ek kan nie woord vat en dit myne maak, maar om jou emosies uit te druk is vir my moeilik. Maar ek gaan toe daarna en ek sê, weet jy, liefde is vir my 'n moeilike konsep. Want jy sê vir iemand, ek is lief vir jou. Wat beteken dit? Weet, gewoonlik kom hulle en sê, God loves you. Wat beteken dit vir 'n siel wat beteken liefde? Gewoonlik is iemand wat jou gesê het, hy is lief vir jou, het jou misbruik. Of het iets gesoek by jou. Daar's altyd 'n vorm van 'n manipulasie, en daar's hierdie hoek, wat kan ek uit jou kry? En dit is nou met mooi woordjies, mans, julle ken dit, nee. Mooi woordjies, en dan sê jy, ek is lief vir jou, en op jou ou en kry wat jy wil hê, dan stap jy aan. Liefde is moeilik. Vir die een party is liefde 'n plek van, as jy die liefde aanvaar, beteken dit is jy's vulnerable. Dit is hoekom ons gesin nodig het. Vir my, om vir julle liefde te kan gee, moet ek weet, julle is vulnerable. Is vir my amazing as jy tussen groot mans is, en hulle maak hulle hart oop, en jy besef, maar wow, hier's 'n vulnerability, daar's 'n vertroue. Want om liefde te kan ontvang, moet jy vulnerable wees. Aan die ander kant, ons wat wil liefde gee, jy moet baie sagmoedig, jy moet dit kan verstaan, daar's 'n vulnerability aan die ander kant, daar's 'n plek van iemand wat hulle harte oopmaak, bietjie sielkunde, jy moet weet, daar's 5 vlakke van kommunikasie, die eerste een, ons praat net oor hi en bye, weet, ja, hoe gaan dit, en aan die tweede vlak begin ons praat oor iets, mans praat oor rugby en karre en Toyotas en sulke tipe van goed. Ek vra het by my neefie gekuier Vrydag aand en hy ry op Toyotas. Ek het nou 'n Toyota gekoop. Hy sê, hoe ry die ding? Ek sê, is 'n Toyota. Hy sê, ja, is nie exciting nie, nee. Ek dink is miskien betroubaar, maar is nie exciting kan in my geval. Dis al klaar die tweede vlak van kommunikasie. Dan die derde ene waar die vrouens inkom is gevoel. Hoe voel jy? En daarop kan jy lank aangaan, want die volgende vlak is, what do you need? Kan jy sê, wanneer jy begin met liefde praat, dis 'n need, dis iets wat ons nodig het, kan jy sien, is 'n diep vlak van kommunikasie. Dan die diepste is, wat kan ek vir jou doen? Asseblief weet dit, die Here sê, eer elke mens. Weet, wanneer iemand vir jou toelaat om vir hulle iets te doen, hulle is op die most vulnerable plek in hulle lewe. As jy iemand eer, moenie daaroor trap nie. Besef dit. Weet hulle het hulle hart oopgemaak. Offenses kom wanneer jy dit net wegstoot. Onthou, gevoel is gevoel, dit is nie 'n feit nie, dit is nie 'n teorie nie, dit is 'n gevoel, dis jy. Om liefde te kry, moet jy verstaan wat dit is. Dit is nie net 'n gevoel nie, daar is 'n teologie daar agter, daar's 'n waarheid. Onthou, God sê, hy is liefde. Hy is liefde gedefinieer, hy is liefde. So kom ons kyk na die eerste ene. Die eerste ene van liefde is, jy moet 'n rede hê. Romeine 10 vers 12, kom ons gaan lees gou daar, Romeine 10 vers 12. Here sê, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie, dieselfde Here tog, is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Jy kom na die Here en dit is, weet jy, hierdie getuienis, Romeine 10 vers 12 is my getuienis. Ek het BCom gaan studeer, hoekom? Want ek besef, maar om 'n man te wees moet jy gaan werk. Dit is ons, van Genesis af sê, in die sweet van jou aangesig gaan jy vir jou gesin voorsien. So, ek het nie geweet wat ek wil doen nie, so ek gaan swat BCom, en is besigheid, ek kan besigheid verstaan, ek kan accounting doen, ek verstaan die ekonomie, later het ek gaan swat oor die finansiële markte, ek verstaan hoe die markte werk, ek verstaan hoe die instrumente werk, ek verstaan hoe om handel te dryf, ek verstaan al die kragte daar agter, van rentekoerse tot afgeleide instrumente, dit kan jy verstaan. So ek het na God toe gekom en gesê, maar wow Here, weet jy, as ek nou wil ryk wees eendag, en U sê, alles behoort aan U, maak dit vir my rede om na U toe te kom. Kan jy sien, nou was 'n rede vir my om na God toe te kom. Hy sê, hy gaan my ryk maak. Amen. En baie kerke het dit hulle enigste motto gemaak en sê, maar ons gaan 'n konings wees, en ons gaan hierdie rykdom vir die Here kry, en ons claim, en ons name, en al die tipe van goed. Ja, dit is liefde, jy kom na die Here toe en sê, Here, ja, ek soek hierdie rykdom. Weet, die woordjie, daar kom 'n woordjie in wax,
Dit is 'n plek om 'n volheid van die Here te ervaar. Here, ek wil nie arm wees nie. Dawid het selfs gebid, Here, moet my nie te ryk maak of te arm dat ek steel nie. Here, ek wil net vol wees in U. Amen. So daar's 'n rede om na die Here toe te kom. Daar's 'n plek van, Here, ek het nie, ek wil hê. Ek het nie 'n vrou gehad nie. Ek wou 'n vrou hê. Met al sy piks. Gaan lees bietjie Spreuke 5. Vers 19. Die Here sê, en ek het hier so, ek wil dit net inbring. Dis een woordjie wat nou net by my opkom. Be ravished by your wife. Ravished is 'n plek van, wow, jy het hierdie begeerte, maar jy het hierdie nood in jou en jy wil dit bevredig. Dis ravished. Ek kan nie vir julle die beskrywing, gaan kry dit in die notas, it's amazing, het is hierdie plek van, hulle sê, it's actually illegitimate. In die wêreld is hierdie gevoel wat jy wil hê en bevredig, hulle praat nie daaroor nie, want dit voel so absurd. Wow, jy kan ons nie so lekker wil hê nie. Maar in ons opgesluit is hierdie gevoel van, wow, ek het vanoggend dit toegepas en ek gesê, Here, ek drink jou liefde in, ek wil eerder dronk wees met die Gees as dronk wees met wyn. Ek het gesin, maar sê, wow, Here, ek drink dit in en dit is amazing die emosies en die gevoelens wat ek kon ervaar het met die Here se liefde. En Tanya het dit gefasiliteer, net, wow, Here, ons prys U en die Here is hier en ek kon dit ervaar. I was ravished by His love. Amen. Daar was 'n rede hoekom ons inkom. En dan die tweede een is, to be imbued. To be imbued beteken letterlik, ek wil my denke vernuwe met die Here se. Romeine 12 vers 2 sê die Here, maar vernuwe jou, sodat jy weet wat aanneemlik is met die Here. It's amazing, ons almal weet, ons is nie by 'n perfekte plek nie, ons gaan swat en ons gaan lees boeke en ons, weet, daar's koemboeke en daar's al hierdie plekke waar jy kan boeke koop, want jy wil verander, is dit nie so nie? Jy lees hierdie ou se getuienis, jy lees daai ou en jy dink hierdie 10 stappe en daai 17 stappe en jy gaan gelukkig wees. You want to be imbued. Jy soek iemand wat in jou lewe kan inspraak gee. Ons hang uit met mense wat weet. So ons kom na die Here toe en ons wil ons denke vernuwe kry. Is dit nie so? Dis sit nie tog liefde nie. Ons wil wees soos hy is. It's amazing hoe ons die goeie eienskappe van goeie mense in ons oor wil hê. You want to be imbued. Jy wil vernuwe word. Amen. En dan die derde punt is, jy wil accomplish. Jy wil vol wees. Jy wil sê, wow, dit was nou lekker. Soos om 'n golfbal lekker te slaan. Dit is, ek kan nie vir julle die gevoel gee dat jy hom perfek slaan en hy gaan actually waar jy hom gemik het. Ek het baie perfekte balle, maar hulle gaan nie waar ek gemik het nie. Dit is amazing. Hy sweet spot op jou golfstok kry, maar hy net nie waar jy gemik het nie. Dan kry jy daai gevoel nie, maar as jy daai perfek kry, dis lekker. Dis liefde, daar moet 'n rede wees julle. Amen. En die tweede een is, moet vir jou wees. Moet vir jou wees. Die woordjie waar ek het gekry het is, I exist. I exist. Daar is nog steeds besig by Romeine 10 vers 12. As jy daar gaan grawe bietjie, dan kry jy hierdie, jy is, I exist. Nou, om te exist, beteken dit, dis ek. Hierdie liefde is vir my. Jy moet ook gaan, en die volgende stap is, I belong. Is dit nie die eerste ding wat jou opval, wanneer jy in die kerk instap, en hierdie plek is, maar wow, ek voel tuis hier. Ek voel tuis hier. Nie almal anders te lyk tuis hier nie. Jy stap en jy kry hierdie oorweldigende gevoel van, wow, ja, is my huis. Is soos jy by jou eie huis instap en jy voel tuis. Is soos jy met ou vriende is en jy sê, maar wow, daar's 'n, I belong here. En dan kan jy met mense wees waarmee jy saamwerk en jy weet, dis altyd daar's 'n striweling. Nee, vir jou is, jy weet, I belong. Jy het sekere gevoelens met sekere mense, maar is nie altyd 'n gevoel van, dis vir my nie. Derdens, as dit vir jou is, dan moet jy rekenskap gee van jou eie gevoelens. Jy moet kan gaan sê, ja Here, help my, ek soek dit ook. Ek moes vanoggend gaan en gesê, ja Here, ek drink hier en ek wil dronk wees met U Gees. Ek soek hier, weet jy Here, het maak nie saak of ek 'n fool is en of ek nou daar met len, snot en trane en wat ook al die geval mag wees of begin lag nie, ek gee nie om nie. I'm calling out for more of you. I want this. En dan die vierde ene, I need this. I need this. Want as dit nie 'n nood is, kan jy sien, gaan hy dit nie vir my gee nie. What can I do for you nie?
So as jy 'n begeerte het vir hierdie liefde, hierdie to be ravished, hy praat daar van 'n man en 'n vrou. Hy praat letterlik in Spreuke 5, dit praat van daai liefde verhouding met 'n vrou, en as jy dit daar wil gaan kyk, dit gaan oor 'n man en 'n vrou verhouding daar. Weet jy, ek het hierdie kant en daai kant, is dit Jesus of is dit nie Jesus nie? Ek soek vir Jesus daarin, maar weet jy, daar sê die Here, daai gevoel wat hy beskryf, is jou verhouding met jou spouse. Dit praat daar van intieme dele van, wow, you need this, you made like this, you want this. Is dit nie toevallig dat hy sê in Efesiërs 5, wat hy praat van, maar wow, hy praat van die kerk, maar hy verduidelik dit in die verhouding met 'n man en 'n vrou. Want dis waar jou emosies is, dis die enigste plek waar die legitimate needs so natuurlik uitkom. You want this, that's for you. Maar dit is wat die Here homself mee beskryf vir jou. You need this of him. Weet jy, daar's niks wat jou so kan satisfy as die Here nie. Johannes 1 sê, weet jy, ek kom en ek deel met julle my fellowship met die Vader en die Seun, sodat jou joy ook kan vol wees. Kan jy sien, ek kan jou niks anders te bring as my verhouding met die Here nie. Ek het dit nodig, ek het dit gekry, nou deel ek dit met jou. Dan sê Paulus, weet, bid dat ons hierdie geheimenisse aan mekaar kan openbaar. Weet jy, hierdie kerk gaan oor jou. Kerk gaan oor jou. Dis 'n plek waar jy gestig word, waar jy 'n need het wat bevredig kan word. Hoor jy? Dit gaan oor jou. Punt nommer C is, you must be involved. Here sê, there's no difference between Jew and Greek. You must be involved. Jy moet jouself een kan sit. To be involved, moet jy sê, okay, ek is involved. Ek sit my naam op 'n lysie. As iemand dit vir jou doen, dan grens dit aan manipulasie, wat basies is witchcraft, nee. Iemand dwing jou, hulle verwag iets wat jy nie vrede het oor nie. Dan sê die Here, dit is sonde, want jy het dit nie gedoen uit geloof uit nie. Dan maak ek jou sondig, en sê die Here, is beter as dit is 'n naalstre of 'n stringie om my nek gegooi, dat ek in die water gegooi, want as ek jou offend, sê die Here, no ways, ek kan jou nie maak sondig nie. Niemand kan jou dwing nie, jy moet uitstap en sê ja. Dit is vir jou. Weet jy hoe die Here werk is? Hy sê, ek gaan lees daar in 1 Johannes 5, staan daar, if you love me, you will obey me. As ek lief is my vrou, en ek doen iets aan haar, wat sy my nie toelaat nie, is ek lief vir haar? Gaan jy sien, dis hoekom die Here werk met 'n woord, wat so duidelik uiteengesit is, en hy het dit vlees geword. Jesus het hierdie ding vlees geword, hy het dit nie net in woorde laat skryf deur die Gees nie, hy het dit self kom uitlewe. En hy het gesê, wees jy ook soos hierdie woord. Dis liefde. So you will do what's commanded. Dit is wanneer jy aanvaar, maar wow, om hierdie liefde te kry, gaan ek gehoorsaam wees aan hierdie persoon wat vir my hierdie liefde gaan gee. Onthou, Jesus het nie net gekom en gesê, wow, kom doen dit en dit nie. Weet jy, hy het jou gekry by 'n plek wat jy hierdie liefde wil hê. Is nie op jou afgeforceer nie. Nie gesê, jy moet die Here lief hê, anders te gaan hel toe nie. Ek het gesê, maar ek wil die Here lief hê. Is dit amazing nie? Hy het gesê, on the ground of these promises, come and follow me. Hy het vir jou sy goedheid gewys. Ek kon dit sien voor my, gesê, maar ek wil dit ook hê. Hoe kan ek dit kry? Here sê in 1 Petrus, hy sê, kom begeer, of 2 Petrus 1, hy sê, kom begeer hierdie woord soos moedersmelk. Hoekom sal jy dit wil doen? I'm craving the knowledge of this one that loves me, is dit nie? Ek wil weet, wow, wat maak hom tiek, Romeine 10 of 12 vers 2. Sit jouself een kant. Be involved. Amen. Stap uit. En dan moet jy reciprocate. Reciprocate beteken letterlik is om terug te gee. Die Here sê, hy sal hierdie riches gee vir ons, vir die wat op hom na hom roep. Want jy kom en jy aanvaar sy liefde. Jy is involved, maar nou kom aanvaar jy sy liefde. En nou gaan kyk jy na die volgende stap. Here, hoe kan ek jou liefde kry? En so eenvoudig is deur gebed, voorbidding en danksegging. So nou kom jy en worship. Danksegging is worship, nee. Want dis die sleutel na die Here se hart toe. So ek reciprocate, ek aanvaar hierdie reëls, hierdie manier hoe hy sy liefde soek, en hy sê, kom maak jou gedagtes aan my bekend, Spreuke 3. Kom ken my in al jou weë. Ja, jy soek my teenwoordigheid.
Dan sê hy vir ons, en hy leer ons stappie vir stappie, kom na my toe, maak jou hart oop vir my, kom aanvaar my. Kom worship my. Kom bad in my teenwoordigheid. Kom ken my. Kom prys my. Die Here sê in Romeine 10, hy sê, vers 10, hy sê, die wat met hulle harte glo nie, en met hulle monde bely, hulle sal gered raak. Kan jy sien, kom aanvaar my, en maak jouself, kom deel daarvan, kom covenant, kom maak 'n verbond met my. Ek is daar vir jou. In Johannes 4 vers 16 staan nou. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love. And he that dwelleth in love, dwell in God, and God in him. Kan julle sien waar dit begin? Dit begin met 'n rede. En jy het begin soek nie. Jy het jouself aan een kant gesit en gesê, maar Here, ek soek dit. Ek soek nie A, B of C nie, ek soek D. Ek soek U, Here. Ek soek niks daar buite nie. Ek soek U, Here. Niks daar buite het vir my sin gemaak. Romeine 6, ek is skaam inteendeel vir wat ek daar buite ervaar het, Here, maar ek soek U nou. Wat kom maak die Here? Hy sê, weet jy, kennis kom uit my mond uit, en hy het vir jou kom begin praat in jou oor, en sê, dis wie ek is. En hy bring mense oor jou pad, en hulle vertel jou die woord. Dus laasweek oor gepraat, kom aanvaar die woord, nee? En dis jou sleutel, aanvaar die woord, want die Here bring sy kennis in jou ore. Kom uit sy mond uit, hy gee dit vir jou. Aanvaar dit. En dan sê hy, geseënd is die wat hoor en doen, believe. Nou, om te glo is, om te vertrou, maar wow, as dit die manier is, dan sal ek dit doen. Is believe. Nou weet ons, God is liefde, ek hoor by hom, ek aanvaar die kennis, ek aanvaar dit, dit beteken ek glo dit. Nou doen ek dit. En nou wil ek verder gaan en gesê, kom ons lewe hierdie rede. In Handelinge 2 vers 28. Here sê daar, U het my die weë van die lewe bekend gemaak. U sal my vervul met vreugde by U aangesig. Is dit nie amazing nie? Kan julle sien, dit begin by daai rede. Ek het gekom en gesê, Here, ek soek lewe. Is dit wat die wêreld voor my hou? Here, ek wil dit hê. Is dit nou om ryk te wees? Wow, dan is dit die manier om te wees. Weet jy, ek het in 'n goeie huis groot geword, ons het alles gehad wat ons nodig het, my pa was 'n besigheidsman, ek het geweet, wow, jy werk en dan kry jy. Here, ek wil dit ook doen. Kom ek na die Here toe, sê hy, U het my die weë van die lewe bekend gemaak. Dus kom ons lewe daai rede. Dis hierdie reciprocate, en ek is by punt nommer D. Kom ons lewe hierdie kennis en wat ons glo. Hoe gaan ons dit doen? In Handelinge 2 sê vir my, hy het vir my dit bekend gemaak. Nou om dit te vat, kan jy sien, moet ek weet, dis vir my. Ek moet een kant staan en dit aanvaar. Kan jy dit sien, dis punt nommer, it involves you. So, as hy dit vir my bekend gemaak, en dan moet ek dit vir my vat. It involves me, so I have to set my part to this. Ek kan nie deur iemand anders dit doen nie. Ek kan nie verwag dat jy moet instaan vir my liefde nie. Ek moet myself deel maak van dit. En dan moet ek dit ook gaan my geloof maak. Hy sê, he revealed the ways of life. Nou, as daar 'n pad is, as ek die kennis het om op daai pad te gaan, kan jy sien, ek moet daai kennis vat, dit glo, en dan sal ek op die pad begin stap. Dit is wat ons leer, wanneer ons vir julle leer om te bid, of vir siekes te bid. Kan jy sien, jy word gewys, ek wys vir jou waar is dit in die woord, dan glo jy dat jy sê, okay, ek sal ook, en dan lê jy jou hande op dit, op die sieke, op die persoon, en dan sê die Here, maar dit is die tekens wat die disippels gaan volg. Kan jy sien hoe eenvoudig dit is? Hulle gaan hande op lê op die siekes, en hulle gaan gesond word. Maar jy het gekies om op daai pad van lewe en liefde te begin stap. En nou gaan dit, okay, Here, ek het dit by jou gekry. Die laaste punt waar ek nou wil kyk is, Here, hoe kan ek dit vir jou teruggee? Wow, Here, ek is oorstelp met jou liefde. Here, U weet werk. Dis vir my die amazingste. Jy hoor by die Here, hy bevestig dit. Ek het tussen Garda en Hein vanoggend gestaan. En Garda, en ek het 'n taal gebring, en Garda gee toe die interpretasie, en dadelik begin Hein, hy sê, toe weet ek, hy het dieselfde woord gekry. Hy het gebad in die Here, maar hoe gaan Hein nou dankie sê vir die Here? Wow, Here, dit is vir my so awesome om van jou te hoor. Is so lekker om hierdie gevoel te kry, en sê, wow, Here God, jy's hier. Your countenance. He fills us with joy in his countenance, in sy teenwoordigheid. Hoe sê mens dankie? Die Here sê in Hebreërs 11 vers 6, dit is onmoontlik vir jou om die Here tevrede te stel sonder geloof. Kan jy sien, nou begin die Bybel vir jou sin maak, want nou wil jy sê, maar wow, Here, hoe kan ek dankie sê vir jou? Hoe kan ek hierdie liefde wat ek ervaar het vir U terugwys? Is dit nie waaroor kerk gaan nie? Ons kom hier en ons worship die Here.
Dankie Here. Ons kom, van ons kom om te ontvang en ja Here, ek soek jou liefde. Maar van ons kom na 'n week en sê, wow Here, jy is so awesome. Dankie Here. En dan begin dit weer sin maak en ek gaan kyk weer daarna 'n rede. Dan sê die eerste ene is raak nie meer om ryk te word nie. Ek kan dit sê uit baldness want ek was daar. Die eerste rede was om ryk te wees. Ek het gekom na die Here toe. Sê, wow Lord, I want your riches. En nou raak dit, Here, ek wil minder wees sodat U kan meer wees. So my eerste rede is vervang maar uit hierdie rykdom. Here, ek wil eintlik nie die rykdom hê nie. Ek wil nie so baie hê nie. Weet jy, dit is 'n verantwoordelikheid. Want nou ewe skielik het ek die vermoë in goud en silwer om al die nood daar buite self te gaan antwoord. Hoe moet ek nou kies tussen 'n belegging vir 'n ouë dag of die Here sê geseënd is die wat leen vir die armes? Of those that gives to the poor gives to your maker? Gaan ek in die wêreld vertrou in sy sisteme of gaan ek nou die woord vertrou in sy sisteme? Kan jy sien, nou raak dit 'n probleem. Gelukkig is ek nie daar nie. En dan begin dit by Filippense, jy gaan lees dit en dit het my een keer geskok, want dit sê daar, Paulus skryf, hy sê, Lord, I'm striving to conform to Christ's death. Hy wil homself neerlê, minder wees. Sy strewe was, Hebreërs 4, nee, om in die rus van die Here te kom. Wanneer is ons in die rus van die Here? Wanneer ons niks self is nie. En maak Romeine 12 vers 2 vir jou sin wat hy sê, is your reasonable sacrifice to give your bodies as a living sacrifice to God. As jy dit nie verstaan nie, klink dit soos 'n commandment, klink iemand of jou wil manipuleer en sê, maar jy moet jouself daar teen 'n kruis gaan vasspyker en sê, maar okay Here, hier is ek nou en ek se lewende offer vir jou. Weet jy, dis nie wat die Here soek nie, hy het klaar gesterf op die kruis. Hy's agter jou gees aan, hy's lief vir jou. Hy sê in Hebreërs 6, hy sê, maar weet jy, hy soek jou geloof, want sonder dit kan jy hom nie behaag nie. Wat is geloof anderste as wat dit per definisie sê? Jy vertrou hom met jou saligheid. Dis geloof. Vir my om te kan lief wees vir jou, moet jy my vertrou. As jy aanvaar wat ek vir jou sê, is dit soos 'n liefdespel. Wow, ek voel so geliefd. Iemand vertrou my. Iemand aanvaar my vir wie ek is. Iemand glo, weet jy, ek het net die goedheid, sy goedheid op hart. Wat hy sê in Spreuke 8, uit my mond uit kom daar net goed, is nie sleg nie. Ek dink net goed vir jou, in Jeremia 29, nee, ek dink net goed van jou. Dink nie sleg nie, ek het hoop vir jou. Ek het jou in vrees en bewering aan mekaar geweef. Kan jy sien, is 'n Vader wat uitroep vir jou hart? Aanvaar my asseblief. Maak dit mos sin om jou denke te vernuwe, om hierdie liefde wat jy ontvang het terug te gee. Amen. En weet jy, dan is die uiteinde daarvan, jy kry hierdie plek van volheid voor die Here. Jy voel jy's accomplished. Soos die Here sê, toe hy op die kruis is, toe sê hy, Here, dit is volbring. Dit is volbring. Waar Stefanus toe hulle hom doodgooi met klippe, toe sê hy, weet jy Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Hulle het obviously nog nie in jou liefderyke oë gekyk nie. They don't know this lover of their souls. Dis hoekom hulle so hierdie atrocities kan doen. Want vir jou, Here sê daar in Handelinge 2 vers 28, hy sê, my joy is fulfilled in your countenance, in jou teenwoordigheid. In die Here se teenwoordigheid, ek kan nie vir julle sê hoe lekker dit is nie. My joy word vol wanneer ek by hom is. Maar kan jy sien, om in sy teenwoordigheid te wees, moet jy hom eers vertrou. Dit moet eers vir jou wees. Ons kan vir jou leer van liefde en ons kan vir jou leer van God en weet jy kan self die Bybel lees. En jy kan self 10 vertalings vir jou hê. Maar weet jy, as jy nie commit het en gesê, maar wow, ek het dit nodig nie. Ek wil ook dit hê nie. Dit is soos Jakobus 1 sê, weet jy, die Here kan jou nie wysheid gee nie. Want jy is soos 'n skip wat hier so en daar so, jy weet self nie waartoe jou pad is nie. Nou kry jy die goedheid dan, wow, is nou nie meer wat ek wil hê nie. Maar vir ons wat daarna gestrewe het en beklei het en die prys betaal en sê, Here, ek soek dit en die koste berekening en sê, maar wow, ek moet dit en dit en dit en dit los om dit te hê. Wow, okay, ek verkoop alles om hierdie parel te kry. Weet ons het daai pad gestap. Amen. Die woordjie daarin confession. Dit raak jy wil ook deel wees soos jy wil aantrek soos hy aantrek. Jy sê die Here vir jou, ja, maar dit gaan nie oor jou juwele nie, vrouens. Dit gaan oor jou hart. Dan begin hierdie goed sin maak. Jy gaan uit en jy geniet die Here se teenwoordigheid. En dan gaan ons weer waar ek begin het, Romeine 5 vers 5. Sê die Here dan, ons gaan deur moeilikheid. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulations work patience. And patience experience, and experience hope.
Vir my so lekker om vir Liesel na 18 jaar, en ons gaan nou na 19 jaar se getroude lewe. Weet jy, ek het 'n hoop in haar. Want weet jy, ek het sekere goed met haar ervaar deur my lewe. Ons het sakke sout saam opgeëet. Weet jy, wanneer dit moeilik gaan en wanneer ons wiele afkom, weet jy wat my aan die gang hou? Is hierdie geduld, want ek het 'n hoop. Weet jy, ek weet ons is daardeur. Ons kan ons deur enigiets. And hope does not make ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Daai liefde wat jy wil hê, hoe kry jy dit? Deur die Heilige Gees. Here gaan verder en hy sê, en sy liefde is in Jesus Christus, because he is the love. Maar hoe vaar gaan jy die liefde ervaar? So wanneer jy hierdie woord jou eie maak, en jy ervaar hoe die Heilige Gees dit kom bevestig met tekens en wonders. Dis daai deel van die verhouding wat ons almal na smag, daai ravished. Daai weet, jy kan niks maak om hierdie gevoel wat jy begeer te kry nie. Jy kan dit niks doen nie. En alles buite dit is adultery, geestelik of fisies. Jy kan nie dit self kry nie. Dit moet vrymoedig gegee word. Daar moet 'n recompense wees. Daar moet iemand wees wat wil. Dis liefde. En dis waar die Heilige Gees kom. En niemand, en die Here sê so mooi, hy beskryf hom, hy sê, niemand weet waar hy vandaan kom en waartoe hy gaan nie. Ja, hierdie is jou tempel, maar soos enige huis, is die Here nou hier, waar is hy? Here, dit kos vir jou. Die Here sê, wysheid is, miskien in die markplein, hè, Spreuke 8. Miskien is hy nie nou hier so in jou hart nie, miskien het hy voor jou uitgegaan, daar waar jy veronderstel was om te wees, Dawid, toe hy Bathsheba verkrag het. Miskien is hy daar aan die poorte van die stad, daar waar jy wag op die muur moes gewees het. Dis wysheid, want niemand weet waar hy gaan en waar hy kom nie. Want hy bevestig die woord met tekens en wonders, want Jesus is die liefde van die Here. Begin by 'n behoefte, begin by jou. Gaan dit vorentoe en dan sê maar, wow Here, ek wil dit ook hê. En as jy dit gekry het nie, wat kan jy anders doen as om te sê, dankie Here. Here, wat wil jy hê? Hoe kan ek wys ek is lief vir jou? En dan begin jy die Here se hart deel. Hoe sê jy dankie? Wees lief vir hom. Wees lief vir jou, Here. Want hy is lief vir jou, hy is liefde. Amen.